Goeiemôre gemeente. Baie welkom op hierdie Palmsondag. So Palmsondag, ek moet net ons verduidelik die simboliek daarvan waar ons dit doen. So Palmsondag is 'n Sondag voor Paasondag. En dis die Sondag waar ons Jesus se intog in Jerusalem herdenk. Dink aan Jesus wat by Jerusalem ingegaan het. Ons lees in die Bybel, ons gaan ook dit saam lees later, dat toe Jesus ingegaan het by die poorte van Jerusalem, het die mense palmtakke voor hom neergegooi, hulle palmtakke geswaai ook, en so ek gaan later 'n bietjie meer daarvan sê. En wat dan gebeur het daarna is, die mense het almal hom geloof en beprys en was baie opgewonde dat hy in die stad is, die Paasfees, en 'n paar dae later het hulle almal geskreeu weer kruising. Die draai mense se gesindheid heeltemal teenoorgestel en die verwerk die meeste mense dan vir Jesus. So dis die boodskap van Sondag. Dit is al weet ons 'n paar ander dinge in die gang so in die kerk, ons lydenstyd. So ons het ek het so 'n paar weke terug gevars en wat blomme ingesit hier met vars water. En wat oor is nou net twee vaal blomme, vuil water. En dit simboliseer iets van Jesus wat sterf en wat op Paasondag dan weer opgestaan het in die dode. Ons het ook in die kerk die klere wat ons gebruik in die lampe, die kansel is ook somber, soos nie baie helder klere nie. En dan het ons kersie hier, het ons doodblaas, soos ons nader kom aan Paasondag. Ons gaan dan die week wat er voorlê, gaan ons maandag tot donderdag aand 'n diens in die kerk. Donderdag is in die saal, die nagmaal die Paasete, en dan Goeie Vrydag laat ons die middelste kers dood, want die Bybel sê vir ons Goeie Vrydag was dit die aarde duister gewees en dit het gelyk asof die bose gewen het. Ons weet ons op Paasondag dat die ewige ons dan in plaas van Jesus wat opgestaan het. Kom ons raak sommer rustig terwyl ons daar sit. Here Jesus, baie dankie dat ons as 'n gemeenskap hierdie lydingstyd ingegaan het, Here, om saam met hierdie pad te stap, om onsself geestelik en emosioneel in te stel, om oop te wees vir dit wat U vir ons elkeen wil sê, waarvan ons moet bewus word in ons eie lewens, en wat die boodskap van die kruisiging en opstanding ook vir ons beteken. Help ons elkeen, Here, om hierin iets te leer, iets wat ons sal help in ons eie lewens, Here, om iets van die nederigheid en liefde en geregtigheid ook uit te leef binne ons eie gesinne, families, by ons werke en in ons eie persoonlike lewens. Here, ja, dis 'n somber, moeilike tyd van lyding, maar ons weet U stap saam met ons op pad, want U het eerste al die pad geloop. Ons bid in U naam alleen. Amen. Ons eerste lied wat ons wil sing is Laat Heer die vrede deur my vloei. Ons gaan net luister terwyl ons luister na die saam sing van die lied.
Ek lees vir ons in 2 gedeeltes vir ons week vanoggend. Die eerste een sluit dan aan by Palmsondag. Dit is 'n profesie in die Ou Testament wat gesê het hoe die koning van die Jode, die Messias, gaan kom en hoe hy gaan leef. En dan is iets hierso van Palmsondag hierin. Sagaria 9 vers 9 en 10. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde in Jerusalem uitneem. Die pylenboog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. 'n Profesie oor Jesus wat met 'n donkie op 'n nederige manier en met vrede in sy hart gegaan het om geslag te word soos 'n lam. En die tweede gedeelte van die teks is uit Jesaja 55 uit. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal jy vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk jy vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig vir my, sodat jy kan eet wat goed is en versadig word. Met die beste wat daar is, gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here, jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog gevind is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. Watter wonderlike woorde is dit nie wat ons in Jesaja gelees het. Eenkant die realiteit van ons as mense wat baie keer op die verkeerde pad gaan. En dit kom maar as 'n klein ding in ons lewe in, 'n slegte gewoonte, 'n klein sondetjie. En as ons hierdie koester en aandag gee, dan raak jy al groter en groter. Maar as hier wat die Here sê, hou op daarmee, kom op die regte pad. Want hy vergewe altyd weer. Maar dan moet ons innerlik en opreg, geliefdes, moet ons opreg en jammer wees. En daadwerklik ook probeer van ons kant af om 'n beter pad te doen. Hierdie groot Leidersweek wat nou vandag begin, is juist 'n tyd waar ons diep stil raak met die Here en vra, Here, wat is dinge in my lewe wat verkeerd is? Wat is dinge wat ek doen of sê, hoe manier hoe ek redeneer, hoe mense hanteer, hoe ek my geloof teenoor U leef? Wat is die dinge wat verkeerd is, wat nie reg is in U oë? En as van juist dat die Here in 'n week so diep is, en voorlê vir ons kom aanraak, ons bewus maak, ons laat ons hy stel ons vandag deur wat ons van bewus maak ons lewens, maar dan wys hy vir ons die regte pad. En dan wys hy vir ons dat hy aan die kruis gesterf het, elkeen van ons. Here, ons wil vir U kom dankie sê vanoggend. Here, U genade is altyd groter as ons sondes. Here, U moes 'n baie moeilike pad geloop het. 'n pad wat alleen was, 'n pad van lyding en verwerping teen die wêreld, waar U alles moes prysgee, selfs die godheid, sodat U kon sterf aan die kruis vir ons sondes. Sodat U al die gebrokenheid van die wêreld en al sy verkeerd is in ons eie lewens op U kon neem en geslag word daarvoor.
Here help ons as 'n gemeente en 'n gemeenskap om hierdie groot Lydingsweek en Goeie Vrydag en groot Paasfees, dat ons dis 'n gebruikstyd van dieper refleksie oor ons eie lewens. En waar ons afstand kan maak van alles wat verkeerd is in U oë, Here. Dankie, Here, dat U God is van genade. Dankie dat U altyd daar is om ons weer te ontvang, Here. En help ons, Here, om nie U goedheid en U genade te misbruik. Here, ons bid dit nederig en opreg vanoggend, Here, in U groot naam wil doen. Amen. Geliefdes, kom ons sê vir Here dankie vir genade, die volgende twee lofliedere saam te sing. Jesus groot bo almal, hy is 'n bietjie ander weergawe, wat die ander aanhou net, en dan strome van seën van bo, 'n ou betekenis. Kom ons staan as 'n liefde. Oh
Hosanna, prys hom, loof hom wat in die naam van die Vader gekom het. Loof hom wat die koning van Israel is. Die koning van God se stem. Jesus, dit is van die woorde wat u gehoor het toe u by Jerusalem op die donkie ingegaan het, waar die mense palletakke vir u gewaai het, waar u ontvang was as die koning bo alle konings. Here, help ons vanoggend, waar ons in die woord gaan lees, Here, u moet luister na die preek, Here, dat ons dit sal beleef, dat u werklik die koning van alle konings is. Maar ons ook sal beleef die tragiese verhaal, dat hierdie selfde mense wat geskree het, Hosanna, hy is die koning, 'n paar dae later gesê, kruisig hom. Ons ken hom nie. Hy is nie die koning van die Jode, die koning van die wêreld. Here, help ons hiermee. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees dan uit Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 12. En jy sal agterkom, daar gaan 'n paar dinge gebeur in die gedeelte simboliek wat daar gewees het, wat gesê gaan word, gedoen gaan word, met die palletakke, die donkies, en ek gaan eers begin al die verduidelik as deel van die preek, dat ons verstaan wat is aan die gang hierso in Johannes 12 vanaf vers 12. Let lees vir ons. Die volgende dag het die groot menigte mense wat aan die fees gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palletakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Jesus het op 'n donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daarop gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf opgeroep het en hom uit die dood laat opwek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En ons lees dan net vandag. So in hierdie gedeelte is daar 'n paar dinge aan die gang en aan die gebeur, wat ek gaan so kort vir ons verduidelik, en dat ons verstaan wat die dieper betekenis van wat hier aan die gang is. Nou, ons lees dat Jesus die volgende dag nou gaan Jerusalem. So die vorige nag het hulle so 3 kilometer buite Jerusalem oornag, by 'n plek baie daar buite die stad. En Jesus en sy disippels en almal is op pad na Jerusalem toe, want dis Paasfees, Pascha, die fees wat die Jode moes vier, wat hulle laat terugdink aan toe die Here vir Moses en die volk gehelp het om onder die Egiptenare uitvlug die Rietsee beweeg het. So hulle dink terug daaraan dat die Here hulle op 'n wonderbaarlike wyse daar gered het. En daarom eet ons nou 'n brood daai tyd, want in die tyd waar hulle moes gevlug het in Exodus, moes die mense vinnig gevlug. En die lam wat geslag was en sy bloed wat gesmeer was teen die deursyde van die Israeliete en die Egiptenare, dis alles tekens daarvan. En op Paasfees is dan die groot fees binne die Jodendom, waar die Jode kom na Jerusalem toe, waar hulle dan met alles, met al die geskiedenis kom, en hulle bring dan lammers en die beste wat hulle het, om te offer vir die Here. Om te sê, Here, dankie dat U ons verlos het destyds, maar dat U ook ons nou verlos. So hierdie gebeure, en ek dink dit is besige tyd, dis die besigste tyd in die Joodse kalender, dat Jesus nou ook kom na die stad Jerusalem. So daar is duisende mense, meer as gewoonlik. Die Jode kom van ver af, as pelgrims, beweeg hulle na die stad. En dis hier ook wat ons lees dat daar
klomp mense is wat vir Jesus ontmoet het en met palmtakke gewaaid het sê, hy is ons koning. Want hulle het al gehoor van al die wonderwerke wat hy afgelope tyd gedoen het, afgelope 3 jaar, en besonder ook Lazarus wat hy die dood het laat opstaan het, dat hulle gehoor het, maar hierdie man is nie sommer 'n man nie, hy is werklik ons Messias. So dis 'n groot affære wat in die gang is by die poorte van Jerusalem. Nou waarom gebruik hulle palmtakke? Wat is so besonder aan palmtakke? Nou in die Ou Testament is daar nie eintlik verwysing na palmtakke as iets simbolies of belangriks nie, maar daarom moet mens bietjie verstaan wat het in die geskiedenis van die Jodendom gebeur in die tydperk tussen die Ou en Nuwe Testament. Die Jode was onder die Romeinse heerskappy, so die Romeinse keiser was koning oor hulle gewees. So hulle was baie onderdruk gewees soos baie ander nasies en volke, en die palmbome is 'n algemene boom in Israel. Toe die Jode in die tydperk net voor Jesus op die plek gekom het, het hulle begin palmtakke gebruik as 'n teken vir hulle nasionalisme. Om te sê, ons sal self ons heers, ons het hierdie konings, ons Here, en ons wil nie onder die gesag van die keiser staan. En toe die Jode baie keer gebeur, as hulle by optogte gehad het, of by politieke praatjies of sulke goed gehad het, groot gebeure gehad het, het hulle palmtakke gevat en dit rondgewaal. Dan amper myself as ek vandag dink aan politieke partye wat hulle vlaggies waai en vlae opsit, op sport, met sportspanne mense wat hulle vlae hang, en dis sê vir iets van wie ek is en waar ek glo en wie ek ondersteun. So palmtakke is 'n baie sterk simbool in die Jodendom op baie stadium. Dis 'n diep politiese, maar ook 'n geestelike of religieuse, godsdienstige simbool om te sê, ons koning is die Here wat in die Ou Testament is, en ons wag ons Messias, en die feit dat hulle vir Jesus op hierdie manier ontmoet en hom verwelkom met die palmtakke, sê ons vir ons, hulle erken Jesus as die koning. Hy is hulle die een wat hulle gaan bring. Hy is die een wat hulle verlossing gaan bring, dat hulle nie om die keiser te staan nie, dat hulle land weer afhanklik kan wees, as die onafhanklik kan wees, en dat hulle eie ding kan doen. So op hierdie dag dat Jesus inkom, op die donkie sê hulle, hier is ons Messias, ons koning, en hy gaan vir ons lewens uitsorteer en alles weer reg kom aan. Nou die Fariseërs het nie baie gehou hiervan. Aan die ene kant godsdienstig, ja, want hulle gesê Jesus sê die Messias sê, hy is 'n valse profeet, hy kom sê godslastige dinge en hy lei mense tot verkeerde pad. Maar daar is ook 'n politieke aspek van waar hulle nie gehou van Jesus en van wat hier gebeur het, wat ons gelees in Johannes 12. Want hulle het gedink, die Romeine gaan dink, ons is besig nou om 'n staatsgreep aan die gang te kry. En dat Jesus gekom het as soldate en dat hulle die stad weer gaan oorneem en dat ons gaan die keiser gaan omverg. Maar hulle is ook nie bang gewees daarvoor, hulle het gedink, wie gaan die Romeinse soldate nou kom en hulle gaan ons almal doodmaak of gevange neem, want hier is nou 'n politieke opsweep wat hierdie gang. Maar dit wys vir ons aan die ene kant dat hierdie menige mense wat vir Jesus volg, maar is altyd die ander kant van mense wat probeer kyk, hoe gaan ons hierdie mense stop? Hoe gaan ons hierdie beweging stop? Hoe gaan ons die gelowiges kan seermaak dat hulle nie meer vir Jesus aanbid en hom volg? Wat hierdie verhaal so besonder maak, my laaste teken of simbool wat ek nog verduidelik, is die donkie. Jesus kom op 'n donkie. Dis die laaste keer waarop hulle verwag het Jesus kom. Waar is die profete sê daar soos Sagaria gelees het dat Jesus op 'n donkie kom, maar in die mense se gedagtes het gesê 'n koning hoort nie op 'n donkie. 'n Koning moet kom op 'n magtige groot perd met 'n swaard in sy hand, met 'n hele afvaardiging van soldate, met die beste uitrustings en wapens en skilde, so met 'n koning ons kom. In vandag se term met 'n koning kom nie met 'n nuutste Mercedes of nuutste wat voertuig ook al, dierste voertuig wat kan wees, Audi of wat ook al, soos wat ons presidente op die land. Hulle het so met 'n koning ry, weelderig, met mag, wat daar aankom met almal stil staan en kyk so, wie is sterk, ryk persoon.
En hier kom Jesus op 'n donkie. 'n donkie wat 'n nederige dier is, 'n donkie wat hard werk, 'n donkie wat nie tyd het vir weelde, 'n lewe van weelde nie. En hier kom Jesus met hierdie donkie alleen aangestap. Dit sê, waar disciples dan natuurlijk, maar hy kom op die donkie. En hy sien hoe die mense die palm bewaai, en hy beweeg in die stad. Dit sê vir ons geliefdes, wie Jesus waar is. Ja, hy is die koning van die Jode, maar die koning van die wêreld. Maar hy kom nie met 'n houding van ek weet beter, ek is beter en ek gaan al bewys hoe om dinge reg te doen met my vuiste en ek gaan so die keiser van op sy plek sit en ons gaan met mag en gesag die hele Jodendom weer in beheer plaas. Nee, Jesus kom op 'n donkie, nederig na die stad toe, soos 'n lam wat op pad is na die slagpale toe, wat geslag moet word. En as ons hier alles nog gehoor het, wat ek verduidelik het in ons, in Johannes 12 gelees, moet dan aansluit by wat is ons thema, om saam met Jesus te gaan. Want hierdie leiders, groot leidersweek, is ons thema om saam met Jesus op pad te staan. Om symbolies te doen, ons kop te dink, ons loop saam met Jesus na die kruis. Ons loop saam met hom in die stad in, en ons loop rond, ons vir sy laaste van daar, saam met hom, ons sien wat hy doen, ons sien hoe hy die mense, die disciples by die tafel sit en die nagmaal instel, ons sien hoe hy die disciples se voete was, en ons sien ook hoe hy gemartel was en doodgemaak is. En dis juist die week wat ons met onsself moet dink, wat beteken dit vir ons as ons sê, ons is 'n Christen, ons is 'n kind van die Here, en ek wil saam met Jesus 'n pad stap. Ek wil saam met Jesus die pad stap na die ewige lewe. Dit beteken ons 'n paar dinge vir ons in ons lewe. Die eerste punt wat ek wil maak is, dat het gaan nie daaroor om te sê ek is 'n Christen. Baie keer sal mense sê hulle is gelowiges. Hulle sal daar 'n etiket kan dra, soos 'n bordjie teen hulle, soos 'n speld teen hulle kan vasmaak en sê, ek is 'n Christen. Dis hoe die wêreld is. Of my sal 'n label op my sal sê, ekskuus vir die Engelse woord. Maar hoe leef hy persoon? Leef hy soos 'n kind van die Here? Geliefdes, ons moet baie keer persoonlik wees, as iemand 'n gebed in die kop sal druk en sê, wat glo jy? Wat sy geloof is jy? En die persoon sê, en ons sê, ons is 'n Christen, sal die persoon dan sien in ons lewens, dat ons werklik 'n Christen is. Dat ons werklik naby Jesus leef en saam met hom op pad stap. Ek wonder by myself, ek wonder myself ook, leef ons altyd soos wat ons sê ons moet leef en moet leef? Hoe sien die wêreld ons? Ons sien in Johannes 12 dat die wêreld vir Jesus gesien het as bedreiging. Want onthou, die wêreldse waardes en hoe die wêreld leef en mense hanteer, is anders as dit wat die Here gesê het ons moet leef. So die oomblik as Christene kom en sê, ons sal mense kom versorg, ons sal daar wees om mense goed en mooi te hanteer, ons sal daar wees om korrupsie teen te werk, ons sal daar wees om misdadigers te vang en hulle op die regte manier in die tronk te sit, dan hou die kriminele en die bose nie daarvan. Want Christene is mense wat veronderstel is om God se wil te doen, wat 'n ander pad moet stap as hy wêreld stap. En dan sien die wêreld ons as 'n bedreiging. En as die wêreld jou as 'n bedreiging sien en die bose sien jy dan ook natuurlik as 'n bedreiging, beteken dit dat jou pad wat jy gaan stap met die Here nie altyd 'n maklike, lekker pad gaan wees nie. En ander mense gaan jou vra en sien dinge sê en jou etiketeer en weet goed vir jou sê en kwyt raak. En dan selfs jou lewe word bedreig. En dis dan 'n pad te stap waar ons soms pyn en verwerping sal bedoel. Ons hier in ons land het dit baie maklik om ons geloof te beoefen, want ons land is vry en oop vir alle gelowe. So daar's ander lande waar Christene tot vandag toe, die vervolgde kerk, maar hulle nie geheim kerk, want as die regering van daai land hulle val daarmee,
met 'n Bybel of vang dat hulle bid op Jesus of bely dat hulle Jesus glo, dan word daai mense doodgemaak en word die tronk toegesluit vir ewig en vir altyd. So om 'n Christen te wees, beteken soms dat jy gaan swaar kry, dat die wêreld jou gaan sleg behandel. En ons moet weet, as ek wil opstaan vir die regte beginsels en waardes sê, dinge kan nie so gebeur nie. Gaan ek nie baie populêr wees in die oë van die regering van ons land nie, wat ook erg is met korrupsie en misdaad. Om 'n Christen te wees, beteken dat jy pyn en verwerping ook gaan verduur. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Dit beteken ook dat ons 'n pad moet kies waar ons vrede moet bring in plaas van oorlog. Mens lees dat in die middeleeue het die Katolieke Kerk hierdie kruistogte moes gehad. Was 9 kruistogte gewees, waar hulle soldate opgesweep het, per duisende soldate, en dat hulle nou van Europa af na Rusland toe gegaan het om die stad terug te neem van die moslems. Nou van hulle was 'n bietjie suksesvol, van daai kruistogte van hulle was minder suksesvol, maar dit was baie wrede gebede gewees. En dan het daai tydse gelowiges, die paus van daai tyd het baie selektief die Bybel gelees om te kyk na gedeeltes waar God daar wreed voorkom. Om te sê, dit gee ons die reg om mense te gaan seermaak, om ons geloof af te dwing met die swaard en met die dood, dat mense moet vergeet. Maar wat wys Jesus vir ons? Eintlik, as hy met 'n donkie op ingaan in die stad, dat ons vrede moet bring na mense. En ek weet, dis 'n baie moeilike ding ook in die tyd waar ons leef, en in die land waar ons leef, as Jesus ons sê, as iemand jou slaan, of klap in een wang, moet jy draai na die ander wat ook vir hy persoon, en gee. Want dit beteken dat ek dan 'n swakker mens moet wees in een kant, in die wêreld se oë, dat ek moet nederig, opreg nederig wees, en sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die voorbeeld en die lewe wat ek moet leef, en om ietsie van Jesus se vernedering te moet wys in my lewe. Dink jouself, Jesus was mens, maar hy was ook God gewees. Hy kon enige oomblik kon hy daai mense gestraf het, en hom met slepe geslaan het, en sy lyf gebreek het. Hy kon enige oomblik van hy kruis afgeklim het, en almal laat doodmaak en daarso. Want hy was God. Maar hy moes 'n pad gestap het van vernedering, en waar jy sy krag moes pryse gee en sê, maak met my wat jy wil. Om 'n Christen te wees, beteken dat ons met waardes en vaste beginsels moet leef in hierdie wêreld. As mens die nuus dophou en jy hoor van die goed wat gebeur, en veral ook in die Weste, in Noord-Amerika en Europa, baie keer sien dat die mense die wêreld se morele kompas is tot nie. Dat mense doen maar net wat hulle wil. Daar is nie meer waardes en gesinne nie, daar is nie meer etiese praktyke van mense, hulle besigheid doen met mekaar nie. Daar is bedrog, en mense kyk met mekaar en bedrieg, en elkeen kan sê, wat is in dit vir my? Wat kan ek uit die saak kry? Wat kan ek uit daai persoon kry? Wat kan ek uit daai situasie kry? Met ander mense se swaar. Dis juist nie hoe ons moet leef nie, geliefdes. En dit gaan ons weer eens onpopulêr maak as ons sê, en mense aanspreek as jy verkeerd leef en verkeerde dinge doen. Om 'n Christen te wees beteken dat ons moet uitreik na ander mense. Dit is vir my altyd merkwaardig om te sien hoe die vroeë kerk, die kerk begin het na Jesus se opstanding, was die kerk maar baie klein gewees. Was klein groepies mense gewees, maar hierdie kerkie of kerkies het versprei soos 'n veldbrand deur die wêreld. Waarom het dit versprei? Kyk, omdat Jesus, dit is nou die Here van sy kerk, en hy sal sy kerk wat groei en wat versprei, maar aan die ander kant is oor die rede waarom die kerk so goed kon versprei, en dat jy dink aan dit oor 'n besigheidsmodel, of uit 'n wetenskaplike oogpunt uit, wat 'n sosiale wetenskaplike oogpunt uit, kom dit so goed versprei het, is wat Christene het anders te geleef teenoor ander mense. Voor Jesus was daar nie iets soos sopkombuise, daar was nie soos ouer huise nie, daar was nie weeshuise gewees nie, daar was nie plekke gewees waar mense kan gaan vir hulp as hulle siek is of honger is.
En die Christene het begin met dit. Van die eerste hospitale in die wêreld is begin deur Christene. Van die eerste weeshuise, die plekke waar ou mense na op gaan, wat as nie meer mense waar benadering kyk nie, was begin deur Christene. Op 'n klein nederige manier, en dis hoe mense gesê het, maar wow, kyk net hierdie mense, hulle leef anders as die wêreld. Hulle leef so wonderlik, ek is so nuuskierig oor hierdie mense, hoekom is hulle so? Hulle praat van Jesus en hulle hoor van net hierdie dinge, maar waarom is die mense so? Hulle leef heeltemal anders as die wêreld aangewoon. En so meer en meer mense tot geloof gekom. Want hulle het gesien dat Christene nie net leef vir hulself nie, maar hulle leef ook vir hulle naaste. En daarom kom die kerk versprei het teen 'n vreeslike stemming en spoed. In die middeleeue was hier die beginsel van om te bid en te werk. Ek het laasdags 'n preek hieroor gehad, ora et labora, om te bid en om te werk. Vir die Christen beteken ook dat ons met hard werk in die lewe. Ons sit nie net agteroor en sê die Here gaan maar net my voorsien of iemand anders moet vir my voorsien. Die boek Spreuke, Prediker is vol wyshede in die Psalmboek oor hoe 'n Christen prakties moet leef in sy of haar lewe. So as ek sê ek's 'n Christen, moet ek ook met hard werk in my lewe. Ek moet dit self my eie brood kan verdien. Ek moet my werk kan doen met trots. Als vee die strate, of dan is ek die hoof van 'n groot internasionale maatskappy. Ek moet daai werk doen oor die volheid van my menswees. Want die Here het my gemaak en die Here het my daai werk gegee. Ek moet trots wees op daai werk. Ek besef dit is net genade van die Here en daarom doen ek dit voluit. So leef Christen. Wat beteken dit nog om 'n Christen te wees en Jesus te volg? Dit beteken ook dwaasheid in die oë van die wêreld. Nou, ons lees in Handelinge, ons lees nog verder in Paulus se briewe, dat hy sê dat Christelike wysheid en hoe Christene moet leef in die wêreld is dwaasheid in die oë van die wêreld. Ek het nou klaar 'n bietjie aan dit geraak, maar dis net vir mense dwaas om Christen te leef. Dat mense mekaar kan broer en suster noem, al is hulle nie familie. Dat mense mekaar kan versorg en lief wees vir mekaar en ondersteun in moeilike tye. Maar niks daai kan kry. Dat mense besef dat hulle geld kan gee, hoe ver die wêreld en mense kan ondersteun. Al dit kan nie nog ooit is geleer nie. In die oë van die wêreld is dit dwaasheid. Maar dis goddelike wysheid vir die mense wat weet en wat kinders van die Here is. Wat beteken dit nog om 'n voorbeeld van Jesus te wees? Om naby jou Vader te leef. Dit is baie interessant die balans heeltyd om die evangelies lees, veral teen die einde van Jesus, waar hy op pad is om gekruisig te word, dat hy die heeltyd naby sy Vader geleef. Heeltyd gebid het, heeltyd geborstel het. Heeltyd dat sy wonderwerk gedoen het en die Here ook daarvoor gedank, die Vader gedank daarvoor. En dit wys vir ons die manier hoe ons moet leef in ons lewe. 'n Diepe afhanklikheid teenoor ons Vader. Want ook as ek weet ek leef naby my Vader, moet ek ook my Vader se wil soek. Nou Jesus het ook by 'n oomblik daar in die tyd van Getsemane, het hy gebid en sê, Here, laat hierdie beker my verbygaan. Want hy was so bevrees en deur angs oorval en bang gewees vir die kruisiging wat voor lê, dat hy gesê, Here, Vader, as ek net kan, laat hierdie pyn my gespaar word. Maar dan bid hy ook saam met dit, maar laat U wil nog steeds geskied. Daarom, geliefdes, as ek 'n Christen is, moet ek besef dat ek moet volgens God se wil leef in my lewe. Nie my eie wil nie, God se wil. As die Here my roep om iets te gaan doen, dan moet ek dit gaan doen. Ek moet gehoorsaam wees van dit wat hy my roep en waarna hy my roep in die lewe. Dit gaan baie keer vra dat ek minder selfsugtig wees in my lewe, dat ek dan minder geld moet najag, en eerder God se wil moet najag, om naby aan hom te leef. En ek kan dit net weet as ek naby aan hom is. Wat beteken dit verder om 'n volgeling van Jesus te wees? Dit beteken dat ons 'n vrede binne ons harte sal hê. Die Efesiërs praat daarvan, skryf Paulus, 'n paar ander gedeeltes ook, dat ons 'n vrede in ons harte sal hê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan sê Paulus hier, te midde van
storms en chaos aan die buitekant. So hy sê nie dat ons lewe gaan vredevol wees en ons gaan net kan amper sê die mense wat in die ooste net kan heeldag sit en chill en net rustig wees en lekker ontspanne wees. Dit gaan juist wees dat ons in ons moeilike lewens en omstandighede en uitdagings wat daar is in ons lewens, siektes, sterftes, misdaad, probleme met die werk, die gesin, allerlei goeders, dat ons ter midde van dit 'n vrede in ons harte kan kry. Dis 'n vrede wat ons nie kan beskryf baie keer mense deur 'n moeilike tyd gaan, dan is hulle al so kalm en rustig. En dan die mense naby hulle verstaan nie wat aangaan. Hulle vra, wat gaan aan? Hulle sê, okay, wat gaan aan? Hoekom huil jy? Hoekom is jy nie bekommer? En dan daai persoon eintlik 'n diepe rustigheid. Want hy het sy dit van God af gekry. Ter midde van moeilike omstandighede. En laastens, geliefdes, wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Dit behels dat ons met nederigheid moet leef in hierdie wêreld. Nou, nederigheid, kom ek met verduidelik so 'n bietjie hoe ek dit verstaan. Nederigheid beteken nie dat mense op jou kan trap en jy kan seer maak en dit en dit en jy sal jammer kry. Nederigheid gaan oor jou gesindheid in die lewe. Kom ek verduidelik so 'n paar praktiese voorbeelde. Om te sê, okay, ek weet nie alles nie, kom ek leer by daai persoon. Want iemand wat hoogmoedig is, gaan ingaan by gesprek en sê, luister, ek weet alles. Ek kan my niks leer nie, ek gaan julle alles. Maar 'n nederige persoon gaan in by gesprek en sê, kom ek hoor by die ander mense. Al wil ek saamstem, al is ek bang vir die afspraak, of nie lus vir daai persoon nie, kom ek luister ons nie. 'n nederige persoon sal nooit van hom of haarself te veel dink nie. Sal altyd sê, maar kom ek lig ander mense op. Kom ek staan ieder in die agtergrond en help ander mense dat hulle ook gehelp kan word. 'n nederige mens gaan geen van mense kospakkies en gaan brag oor dat ons spog oor wat hy sy gedoen het. 'n nederige persoon kan dit stil doen, want hy weet die Here sien hom of haar en hy het nie nodig om te spog. 'n nederige persoon sal iemand wat baie hulpbronne het, baie geld het of genoeg het om van te leef, maar wat dit nie gaan afwys hoe die Engels sê, gaan afskou en gaan spog aan die weelderig van buite. Wat daar stilletjies vir mense goeders gee, en mense help. Want dis hoe Jesus geleef. Met volle nederigheid het hy gegaan na die kruis om gekruisig te word vir jou en vir my. Geliefdes, as ek julle die vraag vra, wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees en om hierdie week 'n pad saam met Jesus te loop? Wat beteken dit op praktiese maniere vir jou lewe hier en nou? Amen. Here, ons het vanoggend net bewus geword van die gebeure by Jerusalem, waar U met palmtakke ontmoet was, gejuig was, toegejuig was, as die koning Messias, as die oplossing vir al hulle probleme. Maar 'n paar dae later, het die mense gesê, kruisig, maak hom dood. Hierdie persoon is 'n bedreiging, hierdie persoon sê dinge waarvan ons nie hou nie. Hierdie persoon sê vir ons moet nederig wees, en ek wil selfsugtig wees, ek wil hoogmoedig wees. Here, help ons om, as ons die pad saam met U stap, Here, dat ons heeltyd naby U sal wees. Dat ons sal besef, dit vereis dinge van my, dinge wat soms wat moeilik gaan wees, waar ek moet minder wees, en ander mense wat meer wees, waar ek eerder terug moet staan, en die wang moet draai, Here. Dit is waardes wat hierdie wêreld nie vir ons wil leef. Dit is waardes wat hierdie wêreld nie uitleef. Help ons, Here, om op 'n nederige manier 'n verskil te gaan maak na buite. In 'n wêreld wat toegesaai is onder sonde, onder korrupsie, onder misdaad, waar mense mekaar nie respekteer nie. Dat ons wat vandag hier sit en luister na hierdie preek, dat ons met nederigheid op ons donkie sal gaan ry en van mense gaan wys hoe om te leef. Here, help ons ook as 'n gemeente en die leiders weet, die groot leiders weet, dat U ons diep sal aanraak op verskillende vlakke. Ons wil in U groot naam aanneem. Amen.
pastor ons loop het. Kijk, so hierdie is van 'n groot leidersfees soos jy gehoor het, so maandag tot woensdag om 6:30 die aand is hier 'n diens binne die kerkgebou. Dit gaan meditatief wees, so ek gaan praat en preek en lees en so aan, maar daar gaan tye wees van stiltes, van musiek wat net gespeel in die agtergrond, waar jy gaan begelei om stil te raak en te dink vir jouself. Dat jy bietjie gekonfronteer word met jou eie menswees en dat die Here met jou praat. Jy kan vind hier waar jy sit en luister na die preek. Okay, so dit is vir hierdie week, dan donderdag aand het ons in die saal ons diens. Daar gaan nagmaal wees en ons gaan Paasteken doen. So asseblief julle as jy Dinsdag het vir ons dat weet vir my of vir Estel bring. As jy dit kan bywoon, dat ons dit reg maak vir almal, dan is dit gratis ete, so kos julle niks nie, julle moet dit kom. So dit gaan wonderlik wees dat julle almal daar gaan wees. Dan Vrydag oggend, is dit 'n goeie Vrydag natuurlik, 8:00 in die oggend het ons 'n diens hier in die kerkgebou. Sy naam is die Tennerbreidiens, dit is 'n Joodse Hebreëse woord, dit beteken die uitdrukking van die ligte. So nou, so julle verduidelik het, dan ons Vrydag die laaste kerk oopplaas, en ons gaan 'n bietjie 'n stukkie kyk in die fliekheid van waar Jesus gekruisig word, en dan gaan 'n paar stukkies lees, en ons ook daar ons gebed, dan gaan ons Jesus se kruisiging ervaar op 'n sekere manier. Dan Saterdag is daar geen diens volgende week nie, en dan volgende Sondag, daar gaan dit weer vrolik in binne zijn. Met helder klere en lappe en groot blomme en rangskikkings en ons gaan lekker saam sing op volgende Sondag en dan vier ons Jesus se opstanding om te sê hy het werklik opgestaan uit die dood. En ons sien baie uit na hierdie groot leiderslewe. Dan die versekering het uitbetaal, ons is baie dankbaar vir hulle. Ons sal weer die heerlik in ons gebou geslaan en klomp goed uitgebrand. So die projekte is goed reg nie. So ons gaan nou die goed is nou al bestel en nuwe goeders. En gaan ingesit word vir die klank en die beeld en alles weer beter is binne die kerk. Ons is baie dankbaar daarvoor. Dan die Landjiefees is aan die einde van hierdie maand by Hoërskool Landbouwdal. En ons vra asseblief dat julle sal kom help as ons na die Kosmagers gemeente, dan kry ons 'n groot gedeelte van die wins wat daar gemaak word. En die wins gaan ons juist ook gebruik om ook die kerkgebou in die binnekant ook beter te maak. Om die moederskamer beter te maak, om 'n skerm op te sit vir my en om ander goed te maak. Ekstra klein speakertjies en so aan, ons gaan kyk wat is nodig, maar dit is sodat almal van ons 'n beter ervaring het as ons binne die kerk is, beter kan hoor en beter te kan sien. Ons wil vra asseblief dat julle sal kom help by die Landjiefees. As julle meer wil weet daarvan, kontak asseblief vir my. Dan verjaarsdag, baie geluk aan Rian Jacobs, hy is vandag 50. Hy is nou hier vandag, hy is die werk op vakansie, met baie geluk aan jou Rian. En dan ook Juanita Skitte, baie geluk ook aan jou verjaarsdag. Dan by die voorbidding wil ek net 2 name bysit. Dis 'n tragiese ding wat gebeur het. Ek wil vir Gerry en Hanlie van Noordwijk opsit. Hulle kleinkind, Roa, hy is 4 jaar oud. Hy is Vrydag oorlede. Die ding is al as omroep weer 4 jaar kleinkind te verloor. Hy het 'n breinvliesontsteking gekry en hy was 2 weke in die hospitaal. Later in die ICU van die hospitaal en hy is Vrydag aand oorlede. Ons bid ons almal mag bid vir daai ouma en oupa, maar ook aan die ouers wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Die ouers bly daar in Bloemfontein, so hulle gaan deur 'n baie moeilike tyd as familie. So ons bid asseblief vir hulle. Liefdes, kom ons staan dan vir ons laaste lied. Hy is hier. Terwyl ons klaar gesing het, ons bly staan vir die seën wat hy gaan uitspreek en dan sing ons dit amen. Kom ons staan asseblief. Yeah.
Petra en Johan, allemaal baie dankie vir julle. Kom ons gaan uit die seën en die volgende seën van die Here. Dat ons die boodskap wat ons vandag gehoor het sal inneem en dit op 'n manier visueel sal dink oor Jesus op my donkie en die palmtakke wat rondom ons slaan. Kom ons gaan uit hierdie week, geliefdes, om te weet ons Vader weet ons. Dat sy weer nie ons wees nie en dat hy sy eie seun ingespaar het vir ons sondes. Kom ons gaan uit hierdie week met die woorde, Jesus is die Here. Hy is ons verlosser. Hy is die koning van alle konings. En geliefdes, kom ons gaan uit hierdie week met die woorde, die Heilige Gees met ons. Hy woon in ons en hy help ons om die pad saam met Jesus te stap. 'n Pad wat soms moeilik is, 'n pad van verwerping en heling, tot eer en verheerliking aan sy grote naam. Amen.